Goeiemôre en welkom by hierdie uitsending van Redakteursforum. Dit is heerlik om in die geselskap van Dominee Skalk Strauss te wees, die redakteur van die boodskapper van die AP Kerk. Goeiemôre Dominee. Môre Liesel, dis lekker om in die geselskap, is heerlik om in die geselskap van Liesel van der Schuyf te wees. Dominee, hierdie maand se die boodskapper is nie net 1 maand nie, dit is vir Julie en Augustus. En ons het 'n spesiale gas wat volgende maand op Redakteursforum gaan kuier, maar voor ons daarby uitkom, die tema van hierdie maand se uitgawe is die noodsaak van sendingwerk. Voor ons daarby kom, Dominee, sou Dominee sê sendingwerk is in vandag se tyd nog belangrik? Dit is tydloos. So daarin lê eintlik die kort antwoord, nee, dit is altyd belangrik. Dit is die belangrikste opdrag wat die Here aan sy kerk gegee het, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daarom kan geen kerk wat homself kerk noem, maar wat nie met sendingwerk besig is, die reg toeëien om kerk te wees nie, want dit sou oneerlik wees. Want dit is een van die kernaspekte van kerk wees, is ook sendingwerk. Ons word uitgestuur, Romeine 10 maak dit ook baie duidelik dat elkeen wat glo sal gered word, maar hoe kan hulle glo sonder een wat die woord verkondig? En daarom bly dit ons oproep om elkeen, oralste waar ons kom, 'n gestuurde te wees van die Here, waarin ons die evangelie uitdra en die koninkryk uitbrei. Daar is ook gepaardgaande kritiek onder die algemene publiek dat sommige sendelinge dit vir eie gewin doen, dat hulle dit sien as 'n vakansie waarvoor die kerk betaal. Hoe onderskei mens tussen sendingwerk vir eie gewin en sendingwerk om die woord van God werklik uit te dra? Ja, dis 'n fyn lyn, dink ek, want 'n mens moet ook versigtig wees om die skeiding so definitief te maak dat jy in 'n sekere sin sê, sendingwerk wat op hierdie manier gedoen word, is eerlik en opreg en suksesvol, en sendingwerk wat op hierdie manier gedoen word, is glad nie opreg nie, is glad nie suksesvol nie, ensovoorts. Die Here slaan baie keer met 'n kromstok ook reguit hou. So ons moenie pogings wat miskien minder eerlik is, dalk bietjie iets vir jou voorgee van ons wil gesien word, ons wil erkenning kry vir dit wat ons doen, en die motiewe is dalk nie heeltemal so suiwer soos wat dit veronderstel is om te wees, dit sommer net ook afmaak en sê, maar dit is oneffektief nie. Ons kan wel saamstem dat dit miskien nie heeltemal is wat die Here bedoel het met die opdrag om sendingwerk te gaan doen nie. As 'n mens gaan kyk in die Bybel, dan en jy kyk hoe die apostels besig was met sendingwerk, dan het hulle dit baie doelgerig gedoen. Dit was nie, kom ons noem dit 'n hit and run, 'n tref en trap tipe metode nie. En baie ouens het vandag 'n tref en trap metode. En die rede hoekom hulle vir die metode kies is, dit vra baie minder verantwoordelikheid en baie minder betrokkenheid. Terwyl sendingwerk eintlik geweldige verantwoordelikheid op 'n mens plaas, want daar moet opvolg wees, daar moet ondersteuning wees, daar moet strukture gevestig word. Jy kan nie net ingaan, 'n klompie Bybels gaan uitdeel, of 'n Bybelstudie of 2 aanbied en dink, jy het sendingwerk gedoen in die volle sin van die woord nie. Ja, jy was besig met aspekte daarvan, maar uiteindelik moet 'n mens dit ook opvolg. En as die Bybel sê, jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie, dan dink ek is dit nogal 'n belangrike beginsel om saam te vat wanneer jy oor sendingwerk dink. En dan moet 'n mens tog maar regtig baie versigtig wees en vir jouself eerlik die vraag afvra, want ons kan dit op so baie maniere vir onsself regverdig, dat sendingwerk in Mosambiek is nou so nodig. Maar eintlik is dit so lekker geleentheid om 'n bietjie by die Mosambiekse kus uit te kom, en iemand anders ter betaal daarvoor. En baie mense beskou dit ook so. En op die ou ende is dit ook nadelig vir sendingwerk, want mense wat hierdie tipe projekte en uitreike ensovoorts ondersteun, raak naderhand so 'n bietjie keelvol vir dit, want hulle bou 'n weerstand op, want hulle voel maar die kerk misbruik eintlik net hulle goedheid om 'n betaalde vakansie te kry. En daarom dink ek, daar moet baie meer struktuur wees aan dit alles, daar moet verantwoordbaarheid wees, daar moet terugvoer wees, daar moet 'n gemeente se betrokkenheid wees en toesig deur 'n ouderlingraad of 'n kerkraad wat kyk wat gebeur daar, wanneer gebeur dit en hoe gebeur dit ensovoorts. Want op die ou einde is ons veronderstel om goeie rentmeesters te wees. Nou, sommige sal dalk sê dat die AP Kerk in teorie op sendingwerk fokus. Is die kerk betrokke by sendingwerk? Dis 'n belangrike vraag, Liesel, en in 'n sekere opsig waarskynlik ook geregverdigde kritiek.
Soos in enige kerkverband, dink ek is daar gemeentes wat meer getrou is aan die opdrag en gemeentes wat minder getrou is aan die opdrag. Dat sendingwerk vir ons belangrik is van die begin van die AP Kerke se bestaan af op ons synodes bevestig. Ons het ook ons sendingbeleid baie duidelik uitgespel in die publikasie, elkeen oral 'n gestuurde. So in beginsel is ons definitief 'n kerkverband wat die noodsaak van sendingwerk besef en aan daardie opdrag van die Here Jesus wil gehoorsaam wees. In die praktyk speel dit natuurlik op verskillende maniere uit. Dit hoef ook nie oralste dieselfde te lyk nie. Nee, 'n klein gemeentetjie wat byvoorbeeld 'n mooi bydrae vir Bybelverspreiding gee of vir die Bybelgenootskap gee, doen in 'n sekere sin net so baie versending as wat 'n groot gemeente wat 'n sendeling kan onderhou doen. Maar daar is heelwat van ons gemeentes wat betrokke is by sendingwerk. Ek kan nou maar net sommer praat oor ons plaaslike gemeente. Ons ondersteun byvoorbeeld 'n sendelingpaar wat in Pakistan werk. Ek gaan nou nie hulle naam hier oor die lig noem nie terwille van hulle, maar hulle was aanvanklik in Nepal gewees, of eers in Indië, toe in Nepal, toe 'n tydjie lank weer terug in Suid-Afrika, nou in Pakistan, en is nou al vir 'n hele klompie jaar wat ons by hulle betrokke is, en as hulle ook terugkom Suid-Afrika toe, kom gee hulle altyd vir ons terugvoer, stuur gereeld vir ons boodskappe, maar dan is daar ook baie plaaslike aksies, 'n baie mooi aksie wat al vir jare, vandat ek 'n student is, byvoorbeeld hier in die Pretoria gemeentes gedoen word, is die Kinders van die Lig aksie, waar daar baie spesifiek deur sommige gemeentes van ons onder arm Afrikaner kindertjies gewerk word, om die evangelie aan hulle te bedien, hulle by gemeente betrokke te kry, hulle by die verbondsonderrig te kry, sodat hulle in die kerk kan groot word. En dit is 'n projek wat nie net 'n kamp vir hulle hou nie, maar wat uiteindelik ook probeer om op 'n volhoubare wyse hulle by die kerk betrokke te kry. Want kerkwees gaan oor meer as om net so nou en dan 'n kamp te hou, geestelik versterk te word, 'n geestelike hoogtepunt te bereik en dan los almal jou maar net weer net so. As ons aandag terug kan fokus na die boodskapper van Julie en Augustus en kan raak aan die redaksionele artikel. Hierdie artikel raak verskeie sensitiewe en aktuele temas. Die artikel begin met die beeld van 'n diamant wat van alle kante belig moet word. Wat probeer Dominee met die beeld oor God se kerk sê? Wel, miskien moet ons eers sê, wat probeer ek oor God sê? Nee, dit is 'n beeld wat John Piper gebruik het, so ek wil nou nie dit toeëien as my eie nie. Dit is 'n mooi beeld wat hy gebruik het en ek het dit by hom geleen. Eerstens sê dit vir ons iets oor God. God is in sy grootheid en in sy grootsheid is hy soos 'n diamant. Hy is hierdie edelgesteente wat eintlik wonderskoon is. Nee, en 'n diamant, as jy hom slyp in al sy verskillende hoeke en kante, dan bring dit daardie skoonheid van hom uit. Maar daardie skoonheid kom eers regtig na vore as so 'n diamant van verskillende kante af belig word. So jy sal ook sien as jy in 'n juwelierswinkel is en daar word diamante uitgestal, juwele van diamante uitgestal, dan word dit altyd in goeie lig, nie net van een kant af nie, maar van alle kante af, sodat daai diamant regtig skitter. En dit is so 'n pragtige beeld, as die Here ons byvoorbeeld uitstuur en sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Hy praat nie van individue nie, hy praat van groepe mense. Nou natuurlik sluit dit nie die individue uit nie, ons werk eerstens met individue, maar ons werk nooit net met individue nie. Ons is altyd verbind aan mekaar op een of ander manier. Die Here wil hê volke moet tot bekering kom. Nou, uit ter aard van die saak gaan die hele volk nooit volledig tot bekering kom nie, maar soos wat mense in die volk tot bekering kom, so kom volke tot bekering, nie waar nie. En die wonderlike daarvan is dat elkeen van hierdie volke, wanneer die evangelie tuis kom, binne hulle kulturele omstandighede en hulle kulturele belewenis, dan neem dit tog 'n unieke vorm aan. En dit is soos 'n ligstraal, een van die ligstrale wat op die diamant skyn. So, as ons dit nou baie eenvoudig kan stel, dis nodig dat die kerk nie eenvormig moet wees nie. Hy moet wel eensgesind wees, maar hy hoef nie eenvormig te wees nie. Want eenvormigheid beteken is net een ligstraal wat die heeltyd
op die diamant skyn en dit is beperkend want die grootsheid en die heerlikheid van die diamant kom nie regtig na vore nie. Maar die oomblik as jy begin kry dat nee, Zulu gelowiges het hulle kerk en hulle aanbid op 'n sekere manier wat ooreenkom in die skrif, maar wat kultureel verskil van hoe Afrikaners of Engelse of Duitsers aanbid, dan skitter hulle eie ligstraal op hierdie diamant. En so ook Afrikaners en die Engelse en die Duitsers en die Spanjaarde en wie ook al jy wil noem. En uiteindelik het jy dan soos 'n ligstrale wat van verskillende hoeke af op hierdie diamant en dan kom die skoonheid van die diamant na vore. En dit is vir my 'n wonderlike beeld wat ons oproep om aan die een kant nie verskeidenheid te ontken nie, maar aan die ander kant ook versigtig te wees om verskeidenheid te verabsoluteer. Maar daar's twee afgronde en ons moet tussen hulle deur beweeg, want daar is 'n sin in waarin ons eensgesind moet wees, sonder om noodwendig eenvormig te wees. Dominee, watter ander artikels in hierdie maand se uitgawe sluit by hierdie tema aan? Wel, ons het probeer dat hulle almal min of meer daarbey aansluit en 'n interessante ene wat ek graag wil uitlig is ons hoofartikel deur Dr. Victor Dassenwil. Nou hy is daar uit Duitsland uit en hy skryf bietjie oor Calvin as sendeling. Nou baie mense wat oor Calvin dink sal sommer net so algemene stelling maak dat hy nie eintlik baie vir sendingwerk was nie. Terwyl die woord sending, Dr. Dassenwil wys dit nou mooi in sy artikel uit, eintlik 'n latere ontwikkeling in die teologie is. Die woord en die begrip dalk nie, want hulle het met die Latynse term missio gewerk. So jy gaan lees nou Calvin se werk en nou gaan doen jy 'n soektog, want die moderne goed is mos nou alles gedigitaliseer, nou doen jy 'n soektog vir sendeling, nou kry jy niks. Dan dink jy, hy het niks hieroor gesê nie. Maar as jy die woord missio soek, dan kry jy dalk baie. Want dis die woord waarmee hy eintlik gewerk het, om dieselfde begrip mee te verduidelik. En ja, hy wys dan mooi ook hoe Calvin regtig in sy opleiding betrokke was by die uitstuur van predikante. Dominee Rajesh Kumar, ons sal dalk later bietjie, ons gaan in ons volgende uitgawe bietjie met hom gesels oor sy bydra, maar hy vat nou juis hierdie ding van kontekstualisering. Hy is uit Indië uit en hy skryf vir ons, hoe lyk dit as die evangelie in 'n Indiese konteks tuiskom? En ja, dit is dis lekker om bietjie uit 'n heel ander oord uit 'n perspektief te kry oor 'n saak waaroor ons ook sterk voel. Dominee Karel Vermaak van die Bybelgenootskap, hy skryf oor die belangrikheid van Bybelvertaling ensovoorts en hoe belangrik dit is om die evangelie te versprei. Prof Gerrit Smit het 'n mooi bydra uit die kerkgeskiedenis uit oor twee vroue wat martelare was vir hulle geloof en hoe die belydenis ek is 'n Christen eintlik 'n refrein geraak het wat in die kerk gedien het as 'n belydenis later en waaruit die kerk het ook gegroei het. So lekker kerkhistoriese bydra. Dan het ons twee onderhoude waar ons, en dit moes ek dalk ook nou genoem het toe jy gevra het oor die AP Kerk se betrokkenheid by sendingwerk. Jy weet, ons stigterslede was almal groot geeste gewees in die destydse NG sending. Dink byvoorbeeld aan Dominee Adam Boshoff. Dink aan iemand soos Dr. Hendrik Verwoerd, die seun van Dr. Verwoerd, wat eerste minister was. Hy was 'n sendeling gewees. En ons het met hom ook 'n onderhoud gevoer oor sy sendingwerk. Daar's wat van hulle wat betrokke was, maar iemand wat nou by die AP Akademie betrokke is, Prof Johan Bosman. Hy was eers 'n sendeling in Mamelodi gewees. Jy weet, so hulle bring daardie ervaring ook na ons kerkverband toe en dit stimuleer weer by ons ook die behoefte om sendingwerk te gaan doen. So ons het 'n onderhoud met Prof Johan gedoen oor sy sendingwerk in Mamelodi en ook met oom Hendrik Verwoerd oor sy sendingarbeid. En dan sou ook 'n mooi artikel deur Antonio Coppola. Hy is by Mukanyo Theologiese College en hy is besig met sy PhD en hy doen dit spesifiek oor sy mobielvoorsate wat in die deel van die Switserse sendinggenootskap was wat hier in Suid-Afrika gearbei het en so bietjie, hy skryf 'n bietjie oor die spanning wat daar was tussen hulle en die ZR-regering en al die probleme en die uitdagings wat hulle gehad het en hy doen dit uit die primêre bronne uit wat nogal lekker is, jy weet, om sy goed te lees. So daar's 'n hele mooi spektrum van bydraes oor sendingwerk en ek hoop die luisteraars gaan dit geniet. As hulle nou dit wil lees, hoe kan hulle 'n kopie in die hande kry, Dominee? Liesel, baie maklik, laai die boodskapper se toepassing af,
gaan sommer op die Play Store of die Apple se iStore en dan soek jy net Die Boodskapper, laai hom gratis af en dan kan jy lekker begin saamlees. Daar's ook 'n intekendeel waar jy dan toegang het tot die hele inhoud van elke uitgawe van Die Boodskapper. Ook die jeugboodskapper word daar opgelaai, so ons bring ook elke maand 'n jeugblaadjie uit wat bietjie spesifiek of meer spesifiek op die jeug fokus, met temas wat aansluit by die hooftema, maar wat 'n bietjie op hulle vlak vir hulle gebring word. So dit is die maklikste manier om te kan lees. As jy graag harde kopie wil hê, stuur vir ons 'n e-pos of kom kuier vir ons daar by ons kantore in Makoustraat hier in Monument Park. Die e-pos is boodskapper@apk.co.za. Soos altyd, dankie vir Dominee se tyd. Dankie Liesel. Jy het saamgeluister na Dominee Skalk Strauss, redakteur van Die Boodskapper van die AP Kerk.